alles, ons hele lewe, ons hart gevul met liefde. Ja, o Here, hier is ons vanmôre in U teenwoordigheid, en hoe wonderlik is dit, om hier te kan wees, om te kan hoor hoe U met ons gaan praat. Dankie vir soveel seëninge wat ons in die afgelope week ervaar het en ontvang het. Genade, die grootste geskenk wat hy vir ons gee. Genade. En as ons dit so aanvaar uit die hand, dan ontbreek niks, maar niks ons nie. Baie dankie Here, dat U elke dag met ons was in die week wat verby is. U het versorg, U het beskerm, U het gelei, U het bewaar. U was by ons, net soos wat U nou ook in hierdie oomblikke by ons is, en net soos wat U tot in alle ewigheid by ons sal bly. En daarom kan ons vanmôre juig, kan ons huppel, kan ons bokspring, ja. Want U, o Here, is ons Here. Ons bid dan nou, dat dit sal stil word hier binne in ons. So baie stil in hierdie kerkgebou ook. Dat ons vir U sal hoor. En dat ons sal verstaan. En dat ons sal glo. En dat ons hier sal uitstap, gevul met U heerlikheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus. Nou in die gedeelte wat ons gaan lees, daar kom dit baie duidelik na vore. Ons tema vanoggend is Jesus is die een, en juis in hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, vind ons waar dit duidelik vir ons sê, Jesus is die een, die alles. Kom ons lees vanaf die 18de versie van Matteus hoofstuk 1. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria en Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit duidelik geword dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. En terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou te neem nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en nou moet jy mooi luister. En jy, Josef, moet hom Jesus noem. Jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles so gebeur, sodat die woord van die Here deur sy profeet gespreek het vervul sou word. Die maagd sal swanger word, 'n seun in die wêreld bring. Hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God met ons. Tot sover ons skriflesing.
Jy Josef moet hom Jesus noem. Immanuel. God met ons. Hy het gekom. Volgende Sondag, of eintlik op Kersdag, dan sal die tema wees Christus het gekom. Maar vanmôre het hy nog nie gekom nie. Jesus is die een. En weet jy wat, liewe broer en suster, daar is niemand anders soos hy nie. Hy is die enigste. Die altyd teenwoordige, die sorgsame, die liefdevolle, die Jesus, wat wanneer ons hartseer is, wanneer ons smart beleef, wanneer ons in nood is, in eensaamheid, saam met ons 'n traan stort. Hy laat ons nie alleen nie. Kom ons stel ons nou voor, Josef lê op sy bed en wag dat die slaap moet kom. Maar die slaap kom nie. En hy dink aan Maria, sy verloofde, wat swanger is, maar dit is nie van hom nie. Hy sou vra, maar van wie dan? Want dit is onmoontlik. Die gedagte vreet aan Josef daar op sy bed in sy kamer. En hy maak planne om die verloving te verbreek. En so raak hy aan die slaap. En nou kom ons by die werklike gedeelte. En hy droom, iemand praat met hom. Die gedeelte wat ons sopas gelees het, Josef, seun van Dawid, moet nie bang wees nie, om Maria as jou vrou te neem nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees, hy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Nie miskien verlos nie, maar sal verlos. En van daardie oomblik af, en van sy geboorte af, staan dit vas, dat hy gekom het, om dit te doen. Maar eers, moet hy die naam Jesus dra. Net dit, geen ander naam nie. Dis 'n engel wat so met Josef praat. Hy wil terugpraat, maar sy woorde stol in sy mond. Ons kan dink, hy sou graag wou vra, wat is my rol hierin? Hoekom juis ek? Hoe moet ek Maria hanteer? Praat tog met my, sê vir my, jy wat so pas met my gepraat het, wat vir my 'n opdrag gegee het. Maar die engel het klaar gepraat. Die engel gaan nie weer praat nie. En Josef sit regop. En daar's niemand by hom nie. Net hy, en steeds met sy gedagtes. Maar een sinsnede van dit wat die engel vir hom gesê het, steek vas in sy kop, in sy gedagte. Jy moet hom Jesus noem. En weet jy wat, liewe broer en suster, daardie woorde, jy moet hom Jesus noem, is die begin dat Jesus die een sou word in hierdie wêreld. Net hy. Weet jy, ongeveer 600 keer in die evangelies word die naam Jesus genoem.
Dis baie, nee. En dis belangrik. Toe God vir sy seun 'n naam kies, toe kies hy juis hierdie naam, Jesus. En in 1 Johannes 1 vers 14 beskryf Johannes dit soos volg: die woord het mens geword. En ons weet mos wat dit bedoel. Die woord, Jesus, het mens geword. Maar geliefdes, wie is hierdie Jesus nou eintlik? En dit is 'n vraag, jy moet nou mooi luister, dis 'n vraag wat elkeen van ons vanoggend in hierdie kerkgebou persoonlik moet vra. Wie is Jesus vir my? Is hy iemand iewers ver weg? Iewers in die groot heelal? Nie by my nie, onbetrokke by my lewe? Is dit hy? Of is hy Jesus, my koning? Waar staan ek in my verhouding tot hierdie Jesus? Want as jy reg onthou, later in sy lewe het hy weer verwys na sy naam. Toe hy gesê het, ek is Jesus. En hierin, in hierdie 3 woorde, ek is Jesus, lê die volle betekenis dat hy gekom het om sondaars te red en te verlos. Soos reeds gesê, Jesus wil vanoggend met my praat. Hy wil met elkeen van julle praat vanoggend. Hy wil vir ons iets sê. Kom ons luister nou. Eerstens, en hierdie 6 punte is baie eenvoudig gestel. Vergeet van 'n teologiese inbou. Eerstens, Jesus is die een wat daardie soveelste bottel drank uit die hand van die dranksugtige neem en sê, jy het genoeg gehad. Jy het genoeg gehad. Jou gesondheid lê daaronder. Jy's 'n verleentheid vir jou gesin, vir jou familie, vir jou vriende. Maar meer belangrik, jy maak my, Jesus, maak jy hartseer. Verstaan jy dit? Tweedens, Jesus is die een wat jou arms losmaak van die ander vrou of man, ons noem hulle die skelmpie, né? Wat jy omhels en wat jy vasdruk en soms by slaap ook. En hy sê vir jou, omhels die vrou of man wat joune is. Omhels diegene wat in nood en in eensaamheid is met liefde. Maar bovenal, omhels my, jou Jesus, in dankbaarheid as jou verlosser. Derdens, Jesus is die een wat die gesteelde artikel uit die hand van die dief neem en sê, dis nie joune nie. Sit dit terug, gee dit vir sy eienaar. Dit behoort nie aan jou nie, los dit. En in die 4de plek, Jesus is die een wat die trane afdroog van die mens wat treur en gebroken is en sê, ek versamel al jou trane in 'n kruik wat nooit vol sal word nie. Vir jou trane sal daar altyd genoeg plek in daardie kruik wees. En 5dens, Jesus is die een wat die eensame en die teneergedrukte bemoedig en opbeer. En hy sê, onthou,
jy my kindjie, jy is nie alleen nie. Want ek is by jou, jou Jesus is by jou. Neem die Bybel, neem my woord, en jy sal dit ervaar, dat ek in jou nood, in jou eensaamheid, by jou is. En laastens, Jesus is die een, wat die bril van hoogmoed, van die hoogmoedige se oë afhaal. En hy gee vir jou 'n ander bril, die bril van nederigheid. En hy sê, met hierdie bril van nederigheid, kan jy my raak sien. Want met daai bril van hoogmoed, kon jy my nie raak sien nie. Nou kan jy met daai bril van nederigheid dienend wees. Jy kan 'n omgee mens nou wees, en nie meer 'n hoogmoedige nie. Jy kan nou liefde uitdeel, en nie meer in hoogmoed, liefdeloos rondbeweeg nie. Jy kan nou afklim van jou kroontjie af, van jou troontjie af, van jou muurshoopie. En jy kan nou ligvoets beweeg, want jy kan almal om jou sien, ook hulle wat in nood is. Ja, liewe broers en susters, dit is Jezus die een, wat 'n gebroke lewe heel maak, wat aan 'n ongelukkige mens die ware geluk gee, wat vervloekte mense geseënde mense maak, wat verlore mense omhels en geredde mense maak, wat verdoemde mense verloste mense was. Waar pas ek vanmôre in? Waar pas julle vanmôre in by hierdie groepie mense wat ons sopas genoem het? Waar? In watter kring? In watter omgewing? By Jesus. Nou dat ek verlos is van al hierdie dinge. By Jesus, my koning, my redder, my verlosser. Dit, liewe broer en suster, is Jesus. Gebore in 'n stal, toegedraai in doeke, neergelê in 'n krib. So was sy geboorte, nederig en sonder sweer. Hy het opgegroei in Nasaret, 'n ou klein, eenvoudige ou dorpie sonder enige betekenis. Eenvoudige plekkie waar gewone mense in hul eenvoud geleef het, skoonheid en pragt. Het hierdie Jesus van my nie geken nie, en hy het dit nooit in sy lewe geken nie. Nie gebore in 'n paleis nie, maar in 'n stal, om een met ons te word. Dit is Jesus, geliefdes. Dit is Jesus wie ek ken en wie my ken. Dis Jesus in wie se ligglans ek kan wandel met al my gebreke en foute en tekortkominge. Dis Jesus vir wie ek wil dien elke dag van my lewe. Dis Jesus wat die pad vir my gelyk maak. Hy het gekom. Hy het gekom om sondaars te red. Jy moet hom Jesus noem. Dis hy wat sy volk van sonde sal verlos. Dit is wat Josef gehoor het. Want jy sien, net hy, Jesus, kan doen wat geen ander mens op aarde kan doen nie. Net hy. Want hy is die een. Ons weet mos uit die geskiedenis
Op hoeveel terreine van die samelewing het die mens uitsonderlik presteer tot vandag toe nog? Verstom was ons, onthou julle dit, die eerste hartoortplanting. Ongelooflik was dit, toe die mens die eerste tree op die maan gegee het. Gesidder het ons met die splitsing van die atoom. En nou, soos wat ons hier sit, die tegnologie, wat met rasse skrede, elke 24 uur verander. Maar, en nou moet jy mooi luister, maar, daar is niemand nie. Daar's niemand met al sy geleerdheid en al sy kennis en al sy geld, wat dit nog kon regkry. En nooit sal regkry nie. Die mens kan niemand verlos van sonde nie. Net Jesus, want Jesus is die een. Sonde, ons weet mos, is 'n integrale deel van die mens, so ineengeweef met sy hele wese, dat geen tegniek of wetenskap of die filosofie die mens van sonde kan skei nie, en ook nie van die ewige dood kan red nie. Net Jesus. En in hierdie tyd, liewe broer en suster, in hierdie Kersgety, moet ons weer begin droom, soos Josef. En dan moet dit 'n droom wees, nie die stem van 'n engel nie, maar die stem van Jesus, wat nou hier is, wat met ons praat. Jesus se stem. En as ons mooi sal luister, dan vind ons dat daardie stem van hom deurdrenk is met liefde vir elkeen van ons, maak nie saak wie ons is en wat ons is nie. Maar ook in daardie stem sal ons vind 'n kommer oor 'n verlore gaande wêreld. En 'n kommer oor ons wat dit sien gebeur, mense wat verlore geraak het, wat verlore is, wat die verkeerde pad bewandel, en ons doen niks daaraan nie. Jesus het gekom om in hierdie dae, hier aan die einde van 2025, weer met ons te praat, wanneer hy vir ons sê vanmôre, ek is Jesus die een, ek is jou saligmaker, ek is jou verlosser, ek is jou koning, ek is jou alles van jou lewe. Ja, dit is Kersfees en ons vier dit. Maar in sekere kringe is dit 'n wêreldse fees en nie 'n Christusfees nie. Ons lees in Openbaring waar hy sê ek is die begin en die einde. Die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega, maar ek is ook die blink, helder môrester. En wat beteken dit? Hy wil ons Kersvieringe wil hy verlig met sy lig, hy wil daar wees. Ons moet hom nie op sy stoot nie. Geniet Kersfees, geniet die maaltyd, geniet die Kersboom en die liggies en die geskenke. Ja, geniet dit. Hy wil dit graag so hê, maar skuif hom asseblief net nie uit nie. Want daar is soveel mense in hierdie wêreld wat getooi is in wêreldse versierings en flikkerende liggies. Vergete is hy dan waaroor Kersfees uitelik gaan. Daar's nie plek vir hom nie. Ons het dit verlede Sondag gehoor, daai item op ons feesprogram. Maar weet jy wat nou ten slotte, die liggies en die versierings van hierdie wêreld sal nooit daarin slaag om die ewige lig wat Jesus is, se strale uit
te wis nie. Dit sal bly skyn tot aan die einde toe. Want daardie lig is Jesus die een. Ek sluit met daai pragtige ou gediggie. Jesus maak eenmaal alles lig. Donkerte sal dan voor hom swig. Want hy is die môre ster wat skyn. Die nag van sonde sal voor sy glans verdwyn. Dit is Jesus, die een wat so pas met ons gepraat het. Alle paaie, ook in 2025 se Kerstyd, lei na hom en na geen ander plek nie. Omhels hom dan, liewe broer en suster, in hierdie dae met dankbaarheid dat hy gekom het om vir ons te verlos. Amen. Here ons God, ons is so bly dat U nie afgesluit het van ons nie, dat U nog met ons wil praat en dit ook doen. So baie goed is U. En nou wil ons, Here, so stil word by U en in U, en wil ons dan ook met die nodige eerbied en ontzag daai pragtige lied Stille Nag, Heilige Nag sing. En ons wil dit doen omdat ons dankbaar is dat U Jesus is, die een wat ons verlos van sonde. Amen. Kom ons staan, dan sing ons